Ek vra die Here om my te lei op 'n hoë berg in die vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op 'n hoë berg in die vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op 'n hoë berg in die vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei, oh yes, op 'n hoë berg in die vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei, oh ja, as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op 'n hoë berg, ja, in die vallei. Hy sê vir my, oh, hy sal my lei, halleluja, as ek net in sy voetspoor bly. Prys die Here, ek vra die Heer, oh, om my te lei op 'n hoë berg in die vallei. Hy sê vir my, oh ja, hy sal my lei, oh, as ek net in sy voetspoor bly. Oh, halleluja, prys die Here, dankie Vader. Ek dank U dat ons na U toe kan kom in die naam van U Seun. Dat ons deur hom tot U kan nader. Here, want sonder U is daar vir ons geen toegang tot die Vader nie. Baie, baie dankie dat U die deur is tot die Vader. Dis waarom U gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. O Here, daar's so baie min mense wat dit besef. Hulle dink hulle kan sommer dadelik na die Vader toe gaan sonder om deur U te gaan. En dit sal nooit gebeur nie. Want U woord het dit klaar vir ons gesê hoe dit sal gebeur. Daarom eer ons U dat ons die voorreg het deur U bloed dat ons by die deur kan ingaan na die Vader toe. En dit is U.
die deur. Halleluja. Sal in hierdie dag bid. Here, dat terwyl ons dan so saam is, dat ons waarlik tot die besef sal kom, wie is werklik hierdie God wat ons aanbid. Vir baie is dit net 'n naam wat hy gebruik tot sy voordeel. Here, maar daar is van wat die naam eer, die naam van die Vader eer, ja, die Heilige Gees eer. Mense wat u in gees en in waarheid aanbid. Daarom dank ons u dat ons deur u seun na u toe kom, o Vader. 'n teken is dat ons u in gees en waarheid aanbid. Gee groot genade, Here, dat ons nie ompaaie wil vat. Ja, Here Jesus, laat ons die weg sal volg, soos wat die woord sê, dat ons dit sal doen. Dat ons deur u tot die Vader alleen kan gaan. Dankie dat daar is geen ander weg nie, want daar's net een deur. En ons eer u, dat ons het hierdie deur ontdek, deurdat ons weergebore is, deur water, bloed en gees. Halleluja. Dankie, dat ons u voetspore kan volg. Here, want gedurig deur, wanneer ons bid, kan ons u voetspore volg, deur die deur na die Vader. Halleluja. Verheerlik u groot naam in hierdie dag. En laat ons sal ag gee op die woorde van die Here. En ons bid, Here, dat terwyl ons so saam is, dat die elke oor sal bestryk met die kosbare bloed, sodat net die waarheid waarin die Heilige Gees ons leer en lei, dat dit alleen in ons ore sal ingaan, in ons hart, in ons hele wese. En ja, Here, laat ons hierdie ingeplante woord, laat ons dit sal bewaar, en laat ons dit waarlik sal onderhou, en daarvolgens wandel. Baie dankie, dat die woord dan vandag weer sal uitgaan, en ons weet, u sal dit seën. Vir elkeen wat lief is vir die waarheid, Here sal hulle ontvang, dit wat nodig is vir hulle siele. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die hele waarheid. Laat ons dan, deur die Heilige Gees, die waarheid van God se woord spreek, elke oomblik. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons is dankbaar dat ons in hierdie dag dan weer so saam kan wees. Ons groet u almal in die naam van Jesus en ons bid sy seëning op jou af. En ons is dankbaar dat ons weer 'n voorreg het om hierdie wonderlike evangelie, die evangelie van vrede, te kan verkondig op Joy Gospel Radio, en ons eer die Here dan ook vir pastoor Berry en sy vrou wat in beweeg het en 'n platform vir ons daar gestel het, sodat ons hierdie evangelie kan versprei, en ons weet dat die Here sal hulle ook ryklik seën in dit wat hulle doen. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek moet dit elke keer sê, want dit is so die waarheid. Ek is in Pinkster ingebore. Ek is nie in Pinkster gered nie. Ek is in Pinkster ingebore. En dit maak dat ek in Pinkster gered is. Halleluja. Deur die kosbare bloed van die lam. En al die werkinge van die Heilige Gees. Daar is 'n skrif in die woord, ek dink ek gaan dit gou vir u lees.
Het ek nou die dag gehoor, iemand sê iets daarvan, en ek ken die skrif baie goed. Hy praat van die engel wat die oordeele van God aankondig. Hy sê, ek het 'n ander engel in die middel van, dis Openbaring 14 vers 6, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan die nasies, stamme, volk, tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Halleluja. Dis vir my so kosbaar, dat die Here sal in 'n stadium, wanneer daar oordeele oor hierdie wêreld sal kom, sal die Here hierdie engel wat in die lug sal wees, wat vlieg met die ewige evangelie. Halleluja. En dis vir my wonderlik, wanneer ons dit lees, dan kan ons sê, ja, dis 'n engel. Maar in die Ou Testament kan ons dit lees, hoeveel maal het die Here Jesus, in die Ou Testament was hy net Here genoem gewees. En sy vader was ook Jehovah genoem, maar ook Here. Maar ons weet hoe dit werk, dit is nou die Vader en die Seun. En hy is die engel van God, die Here Jesus, wat in die wolkkolom en in die vuurkolom saam met Israel getrek het deur die woestyn. Gelees die skrif. Maar hy het gepraat van die engel van die Here wat in die wolke is. Maar as ons lees, Moses, as hy met die Here praat, dan die Here hom uit die wolk geantwoord. Maar hy is ook die engel wat saam met hulle getrek het. Nou, hierdie engel wat in die lug sal vlieg, halleluja, in daardie stadium wat die oordeele sal, dit kan die Here Jesus wees, dit kan 'n engel wees, dit kan die Heilige Gees wees, halleluja. En ons moet ons nie net staar in een ding nie, want die Here het in die Ou Testament homself as engel, die Vader, die Seun en die Heilige Gees het in die Ou Testament hulle self openbaar deur engele, in die vorm van engele na die mense te kom. Halleluja. Want God kan, die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan 'n vorm van 'n mens aanneem, wat hy die mens gemaak. Halleluja. En om die mens nie af te skrik, as ek dit so kan uitdruk, het hy in 'n eenvoudige gedaante na die mens, aan die mense verskyn. Aan Abraham het die Vader, die Seun en die Heilige Gees gelyktydig verskyn. Maar dis engele, maar Abraham noem hulle Here en so aan. Maar dit was dis vir my so wonderlik, dat hierdie gedeelte in die woord praat van hierdie engel wat in die hemel sal vlieg. Halleluja. Prys die Here. Ons gaan dit nie vasmaak aan engele nie, want engele het dit verkondig in die begin. Prys die Here. Ek ben die nag toe die Here Jesus gebore is, het engele die boodskap gebring. En dis bevestig deur Jesus self. Die Here kan engele gebruik om dit te doen. Halleluja. En dit is vir my wonderlik, dat die woord sê dat ek sê julle nooit begewe en verlaat nie. Wanneer hierdie tyd van oordeel kom, of wat ook al, nee, gaan die Here ons verlaat? O nee. En ek sal my nie verbaas wees as dit hy is, wat as 'n engel voorgestel word. Halleluja. Prys die Here. En dit is vir my so goddelik om te weet, dat die Here Jesus sal altyd met die mens te doen het. Maak nie saak in watter omstandighede hy verkeer nie. Maar daar's 'n groot wonderlike evangelie, want wanneer ek dink aan hierdie evangelie, ek wil net sê, dat ons is met die wapenrusting nodig, maar
En ek gaan nou weer iets sê oor die wapenrusting, maar wat hier vir my baie belangrik is, daar is 'n regverdige God in die hemel. Die woord praat van Jesus as die regter. En wanneer ek kyk na alles, dat die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daar is in dit wat die Heilige Gees doen, tree hy eintlik ook op as regter. Die Here Jesus gaan optree as regter. Maar daar is een belangrike een, en dis die Vader. En hy sê dit so mooi, en ek wil dit graag lees in Hebreërs, want dis baie belangrik om dit te weet voor ons aangaan met die woord van die Here. Hy sê die 22ste vers, Hebreërs 12. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is. En by God, die regter van almal. Halleluja. En by die geeste van die volmaakte regverdiges. Dit meen God, ja, halleluja. Wanneer ons praat van God, dan praat ons baie kere in die woord die woord God gebruik, maar is eintlik die Vader. Nou die Vader is die regter van almal. In die ganse hemel. En halleluja. Die Vader het as regter vir sy seun opgetree. Die Here Jesus tree as regter vir ons op. En die Heilige Gees tree as regter op. Deur die mens te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom word God dan ook 'n regverdige God genoem. Hy praat ook in Daniël van 'n gereg wat gaan sit. 'n gereg met regters. Halleluja. En hierdie dinge is vir my so wonderlik. En nou sê die woord, ek wil dit net lees in Genesis 6 vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Baie keer in my lewe gesê, Here, wat het Noag eintlik gedoen? Dat U hom gespaar het. En toe ek vandag hierdie skrifte na my toe kom, heel eerste ding wat die Here vir my wys. Noag was 'n regverdige. 'n regverdige kan alleen ontstaan deurdat iemand God glo en dat die woorde van God die waarheid is. En as dit God so glo, dan word dit vir my tot geregtigheid gereken. En die oomblik as dit vir my tot geregtigheid gereken word, dan word ek geregverdig by die Here. Dis nie my geregtigheid nie, dis nie 'n mens se geregtigheid, dis die geregtigheid wat daar is in Christus, en Christus is ons geregtigheid. En dis waarom die borswapen van geregtigheid is die belangrikste wapen, deel van die wapenrusting wat daar is. En die Here weet, ek kan nie glo dat mense nog oproepe doen dat ons geestelike oorlog moet voer nie. Met wat? Met die wapenrusting wat niks met oorlog te doen het nie.
Halleluja. Hy's daar sodat ek kan staande bly in die dag van oordeel. Wanneer daar onreg gedoen word, dat ek en u kan opstaan vir geregtigheid. Vir reg. Staande te kan bly. Halleluja. En laat ons nie sal struikel nie. En dit het te doen met die wapenrusting. Niks te doen met geestelike oorlogvoering. Hier mense wat geestelike oorlogvoering, hulle het klaar die geveg verloor nog voordat hulle begin het, want hulle is buite God se woord. Waarom doen hulle nie oproep tot geregtigheid nie? En begin daaroor bid nie. Waarom? Nee, hulle wil gesien word as hierdie wat noem hulle hierdie soldate of hierdie wat noem hulle hierdie vegters en warriors. Hulle wil gesien word as warriors. Hulle is 'n niks in die oë van die Here, 'n niks. Want hulle gebruik God se woord tot hulle eie voordeel om verhef te word, om geëer te word deur mense. Hulle is besig dat die volk van God die stryd sal verloor. En wanneer ek geregverdig word, daar word ek gereinig, geheilig, tot 'n regverdige. En dis waar Noag was. Hy het die hele proses deurgegaan om 'n regverdige te wees. En hy sê die woorde, Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Waarom? Laasweek het ek genoem, die geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. En dit is wat met Noag gebeur het. Die geregtigheid het voor hom uitgegaan. En hierdie geregtigheid wat die Here gesê is regverdige, dit let op die weg van sy voetstappe. So sy voetstappe van geregtigheid het veroorsaak dat hy met God gewandel het. En as ek en u met God wil wandel, halleluja, sal jou geregtigheid voor jou moet uitgaan. En dit moet let op die weg van jou voetstappe, sodat jy met God kan wandel. Die oomblik as jy alleen glo uit die woord van God, dan is jy uit die voetstappe van geregtigheid. Jy's uit die voetspore van geregtigheid. Jy's op jou eie. En dit sal jou in ongeregtigheid laat beland. En nou sê hy verder, Genesis 18 vers 23, en Abraham het nader gekom en gesê, dit is toe Abraham gepraat het met 'n gebed ingetree het eintlik vir Sodom en Gomorra. En hy sê hierdie woorde. Hy vra dit vir die Here. Hy sê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Dis 'n vraag. En dan sê hy die 18de, die 25ste versie. Laat dit ver Abraham, jy moet baie mooi luister hoe Abraham bid. Hy sê, laat dit ver van u wees om so iets te doen. Wat te doen, Here? Dat die regverdige saam met die goddelose omgebring sal word. Laat dit, Here, laat dit ver van u sal wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Ek meen, as God die regverdige saam met die goddelose laat omkom, dan is die regter van ganse aarde, dan doen hy geen reg nie. En Abraham tree in vir Sodom en Gomorra. En een ding is seker, Abraham het met God gewandel. En hy was die man wat God geglo het.
En dit is om tot geregtigheid gereken. En toe dit alles, en toe hierdie ding na vore kom van Sodom en Gomorra, toe praat hy met die Here oor die regverdiges. Halleluja. En ek wil vir u sê, al gaan ons onder die oordeele in die groot verdrukking, sal die regverdige nie saam met die goddelose sterwe nie. Dis die God wat ons aanbid. Halleluja, maak nie saak wat oor hierdie aarde kom nie. Die regverdige sal nie saam met die goddelose omkom nie. Dis God se woord, want hy is die regter. En dis waarom hy sê, geregtigheid gaan voor hom uit, dit meen voor die Here Jesus uit. En dit let op die weg van sy voetstappe. En nou moet ek in daai voetstappe volg. Halleluja. En dit het alles te doen met een ding, borswapen van geregtigheid aan. Halleluja. Vader, baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. As ek in hierdie dag iets kan vra vir u, dan is dit. Maak u volk wakker. O my God, laat hulle nie langer slaap en sluimer nie. Maar Here, laat hulle wakker word, so laat hulle kan sien wat die woord van die Here is, en dat hulle daarvolgens moet lewe. Ek eer u, dat u het vir ons 'n wapenrusting gegee, tot die behoud van ons siele, nie om oorlog te voer nie. Baie, baie dankie, dat u so wonderlike God is. O, halleluja. Verheerlik u naam nou in elke lewe, Here. En laat die Heilige Gees elkeen sal leer en lei in die hele waarheid. En ons sal u daarvoor loof en prys. Ons vra alles in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen.